Vandag sit ons saam met iemand wat eintlik geen verwelkoming nodig het nie. Hy is iemand wat hou van avontuur en 'n goeie uitdaging, 'n voormalige professionele cricketspeler, eienaar van 'n klomp cricketskole en nou een van die beste specialty roasters in Suid-Afrika. Hy het 8 van die 2025 Skaza deelnemers se koffie geroast en neem selfs deel aan kompetisies. Hy het Robin Chat in 2023 begin uit nuuskierigheid en 'n hongerte om koffie anders te doen in Pretoria. Met deursettingsvermoë, kreatiwiteit en 'n obsessie vir kwaliteit bou hy tans 'n familiebesigheid wat hy vir generasies wil nalat. Hy is 'n man met klomp stories, 'n pa van Duan en Simeon, 'n dromer, 'n doener en iemand wat selfs 'n nag in 'n Malawi tronk spandeer het. Maar dit is 'n storie vir later. Dit is my groot eer om ons rolmodel, mentor en vriend hier te hê. Hierdie is Kinkenskinder met Sander Venter. Sjoe. Dis toch al so intro. Ja, nee, dankie. Die eerste plek. Het is lekker om hier by julle te wees. Vir die wat kyk, ek gaan dit nie in die hele tyd doen. Soos, ja, my hande is besig, my voete is besig, kan nie stil sit nie, soos julle al agtergekom het. Maar ja, het is lekker om hier by julle te wees. Nou, dit was 'n fout geweest om vir die swaveltjie hier te ja, by voorbaat. Sorry guys. Ja, so kom ons begin eintlik by jou cricket agtergrond. Dit was eintlik vir ons 'n groot skok geweest om te hoor dat jy professionele cricket gespeel het en ook vir die Titans gespeel het. En ek dink die Titans is ook een van die beste soos cricketspanne wat soos Proteas oprig. Ja. So kom ons begin by jou cricketloopbaan. Tjoe, ja, dit kom nou al vir ewig. Ek het groot geword met 'n bal in die hand omtrent. Altyd bal geskop in die erf en cricket weet maar net die sport wat vir my uitgestaan het. Wat ek hou daarvan is die team environment van dit. Jy is heeltyd om jou vriende, jy gee mekaar soveel crap reg deur die dag en die ouens teen wie jy speel en die tegniese kant van dit ook. Dis 'n heavy tegniese sport. Jy kort baie tyd insit. En dit was 'n lekker challenge vir my. Ek nou nog mal oor die sport. Ek dink nie daar's 'n beter sport in die wêreld nie. Dis nou nog. Speel jy nog baie cricket in die afdeling? Nee, ek speel glad nie meer nie. Soos nou dan backyard cricket saam met laities of as op strand cricket en sulke goed. Maar nee, ek speel glad nie meer nie. Ek maar dan soos waar het koffie dan ingekom? En soos was jy nog altyd lief vir koffie? Was jy 'n koffiesnop geweest toe jy cricket gespeel het? Waar koffie en cricket begin meng? Ja, weird combine, right. Ja, dis soos ons het swaar. Ja. Die koffie is eintlik heeltemal onafhanklik van die cricket, as ek dit so kan sê. Ja. So hoe die koffie begin het is, ek en 'n paar vriende het maar, ek weet nie lekker waar dit die origin was van dit nie. Buiten my ouers altyd koffie gedrink het, kids koffie maar in die huis en ja, toe eendag toe ons by Father Coffee in Rosebank en toe maak die ou Ethiopië yoga chef en die ding proe soos strawberries en creams en ek soos my ou, wat het jy by hierdie koffie gegooi? Want dit kan nie so proe nie. En dis maar daar waar die liefde of eintlik die wat is die woord, die nuuskierigheid begin het vir koffie. En toe was ek so holy cow, dis nie net koffie nie, daar's soveel meer tot koffie. En toe begin coffee shop hopping doen net en specialty koffie het toe by daai gogga. En toe in COVID in hard lockdown, toe was by my skoonmaal in Ramsgate. En ek kry toe 'n ad van Genio af op my Instagram. En ek dacht, dis cool, hier is in Joburg, maak koffie roasters. Ek stuur dit vir 'n vriend van my. Ek sê, yes, dit sal cool wees om koffie te roast, maar met geen intensies of enigiets en vergeet eintlik daarvan. En langs die rekord, hy bel my toe en sê, yes dude, kom ons commit en koop 'n roaster. En dis eintlik waar die koffie groot passie begin het, sal ek sê. Toe ek begin roast het, ek het soveel geweet van koffie roast af. Maar ons het kop eers ingespring en baie koffie gebrand en baie geleer en ja, dis maar die was dit 'n 6 kg wat jy gekoop? Ja, 6 kg Genio. Wat nou nog werk. Maar dit is nie offisieel toe Robin Chat begin het nie. So jy het genoem dat Robin Chat het begin in Mei 2023. Dis reg. So vat ons dan terug na daai paar maande voor Robin Chat fisies gevestig was. So ek en die vriend, ons het die roaster toe saam gekoop soos ek genoem het. Ons het toe begin roast maar met commercial goed en so 'n bietjie specialty op die kant. En ons roaster het gestaan by Atterbury Value Mart, was daar 'n spot wat hy gestaan het, daar begin roast.
En na so die dinge maar ontwikkel en ek en die huis later toe, ons paadjies het toe geskei en ek het die huis toe oorgekoop by hom en toe het ons Rob & Chat begin in 20, wat jy gesê, 23. 2023, ek kan nie eers onthou nie. Dit voel so lang terug, maar eintlik is dit. Ja, aan die ene kant voel dit soos vir ewig, en aan die ander kant is dit soos dit het gister begin. Ja, Rob & Chat is nog eens 5 jaar oud nie. Ja, nee, ons trek nou jaar 3 amper. Ja. En dis eintlik skokkwekkend as jy gaan kyk dat jy het eintlik daai jaar het jy nie, of was dit 20? Nee, dit was daai jaar wat jy best new ruister gewen het. Want laas jaar was Ikaya. Ja, dit was wel groot insette van baie ouens wat gehelp het met die roasting en advies gegee het en soos ek sê, baie koffies gebrand, baie koffies gebak en ander develop en overdevelop en baie school fees daarin betrokke. Ja, jy het ook vir ons gesê, toe ons begin roast dat ons kan eintlik baie dankbaar wees, want jy het al tonne en tonne koffie gemors. En die 6 kg wat ons dalk opmors is nie naaste by op die skool. Ja. Nee, dit is so, maar ek dink soos ek nou voor ons begin het gechat, daar is soveel waarde aan goed self doen en uitfigure en regkry en soos julle oor die spasie so self opgesit het. Dis goed wat geld nie kan koop nie. Glo ek vas. Dit bou karakter, dit leer jou 'n skill. Jy kan nou meer papier plat. Jy sien, ek kan leer uit jou les, presies. So daar's soveel value daarin, maar tog dit is duur les om te leer. Ja. So ek's net bly waar ek kan help dat ouens nie so duur betaal nie. Soos ek wil hê julle moet foute maak. Soos brand nog met koffie sodat julle kan leer daaruit. Maar so ver as moontlik soos piggyback van my foute af. Ja. Dit help presies man. Dit help. Ja. So ons het nou in ons eerste podcast het ons gepraat oor hoe ons begin het. En ons het ook 'n gap gesien in ons mark. Maar wat 'n gap het jy raak gesien toe jy Rob & Chat begin het in Pretoria? Ons is Centurion nou. Yes. Centurion is Pretoria, maar ons gaan nie so tegnies raak oor hê. Ons gaan vaar daaroor. Dis soos Pretoria Suid. Ek dink die gap, kyk, ek het nie 'n spesifieke plek in gedagte gehad toe ek Rob & Chat begin het nie. Dit was maar net die idee van ek wil my eie ding begin. Ek het 'n mark gesien of 'n geleentheid gesien in specialty koffie. Daai tyd was dit net Sorcery gewees. Ek sien nou nog mense Sorcery toe. Amazing koffie. En dit was omtrent dit. Wat Pretoria focus is wat specialty doen. En so ek het gedink ek dink nou nog daar's genuine 'n groot mark daarin. Die challenge in Pretoria is ek praat van die mense maar Pretoria palet. Hulle soek basic chocolates en neute, large cappuccino, dit. So die mark is moeilik, maar met 'n bietjie education en mense blootstel aan sulke tipes koffie is almal soos oh my word, dis dit wat koffie kan wees. So dit vat bietjie meer moeite. Dis nie net jy stap in want die behoefte is so groot nie. Dit sou great gewees het. Ongelukkig is dit nie die realiteit nie. Ja. Maar dit vat net bietjie moeite. Die mark is daar. Ek glo vas daarin. Dit gaan net 'n paar jaar vat om lekker oop te skop en moeite in te sit. Ja, nou dat jy praat oor die mark, ons het nou 'n artikel gelees van soos hoe specialty koffie gegroei het oor see veral. En hoe Londen veral, ek dink 600 of 700% gegroei het in specialty koffies, maar as jy gaan kyk na Shanghai en China, ek dink daar's iets soos 9000 iets specialty gefokuste kafees in Shanghai. En soos as jy hier kom, is dit in Suid-Afrika kan jy op jou hand noem, verstaan? Wat speciality gefokus is en wat eintlik hulle eie koffie roast. Ons praat nou nie van die coffee shops wat bonig kry en dit maak nie. En dit is eintlik daar's soveel potensiaal daarin. Dit is verseker. Jy het definitief nou genoem dat daar was rowwe tye gewees met Rob & Chat soos enige besigheid. So kom ons praat bietjie dan as jy gemaklik is daaroor oor die rowwe tye wat jy dan sal beskryf wat Rob & Chat gevorm het. Die eerste wat my opkom is toe ek ophou met die cricket en voltyds begin koffie het. Het ek omtrent kom ons moet maar 'n salary cut gevat van 90%. Ja, ons het toe ons eerste seentjie al gehad. En so dit was die eerste plek 'n baie groot challenge. Ek moes van die besigheid af geld uitgehaal het om aan die gang te bly en general goed te kan lewe gaan aan. Lewe gaan. Jy het meer iets om te betaal, kos om te koop, al die van dinge van groot word.
So dit het aangegaan. So ja, dit saam met 'n cashflow, dit is maar challenging. Ek dink mense het so groot wanpersepsie van hoeveel geld jy het of hoeveel geld jy maak uit koffie uit en dit is nie die realiteit nie. Daar's soveel overheads wat mense nie sien nie. Hulle dink ag, jy betaal R300 'n pak koffie, jy kan 55 shots uittrek teen daai prys. Ag, melk is mos goedkoop. Dit is ongelukkig nie die realiteit nie. Ja, buite dit ek wil sê om koffie in die hande te kry. Van COVID tyd af was 'n groot challenge. Jy het nie meer daai gerieflikheid van consistency, want jy het jou, kom ons noem dit maar 2 of 3 koffies wat jy in jou houseblend gooi en jy het dit en die prys bly dieselfde nie. Dit is verskriklik volatile, om koffie in die hande te kry was moeilik. So dit was 'n groot challenge geweest tot ons nou ons Malawi begin invoer het dit baie beter geraak. Nog steeds daar's nou weer ander probleme of uitdagings op die plaas vlak. Maar ja, dit was maar so off the bat is dit die 2 groot challenges. So was maar cashflow geweest om aan die gang te bly om die besigheid te groei, om geld terug te sit in die besigheid en dieselfde tyd om geld uit te haal om aan die gang te bly as 'n gesin. Ja, dit was maar die 2 groot goed wat ek nou so vinnig aan kan dink. Ja, en ek dink ons het nou gaan kyk vir interessantheid wanneer ons na jou toe gekom het. Dit was 11 April hierdie jaar gewees. Dit ons eerste sit down gehad met jou oor koffie. En toe het ons het natuurlik klomp budget, ons moet budgets opstel vir die investor en goed en ons het ook 'n hele persepsie gehad oor koffie. En ons het vir jou gevra vir jou raad om iets te begin en jy het toe dadelik vir ons gesê dat ons moet definitief nie daaraan dink dat ons hier in gaan vir geld nie, want jy kan al vir ons sê dit is nie geld nie, jy moet definitief meer in dit gaan vir passie. As jy, wat vir ons skrikwekkend was jy het vir ons gesê dat as jy gegaan het vir geld, dan sê jy gebly het in cricket. En toe begin jy nou koffie. En ek dink, sonder om nou klomp dinge weg te gee oor die besigheid self, en ek weet, ek klaar genoem oor die Malawi koffie, so dit klaar weggegee. Maar waarmee is Robin Chat nog besig? Plase, soos jy nou genoem het. Ek dink die groot fokus van nou is om ons het nou begin werk met 'n klomp klein plase in Malawi, met 8 plase in totaal en 1 washing station. Die groot plan is om daai regtig 'n sustainable ding te maak. Want ons werk klaar direk met die boere. Ons vlieg einde Januarie 2026 vlieg ons op plaas toe. Gaan help met die picking, help met die processing, al die bietjie kennis ons al hier geleer het, deur hande te vat met Des van Punjati. Dit ons by hom geleer het, daai kant te gaan implementeer. Om 'n beter produk te kan kry, om dit 'n sustainable ding te maak vir ons, vir die boere, om meer yield te kan kry by einde van die dag, om hulle te help om 'n washing station op te sit op die plaas self, dat hulle nie die goed aan die ander kant van die land hoef te ry om dit te gaan proses nie. So dit is maar die groot fokus vir nou. Is maar die plase en dan in dieselfde asem is maar om die besigheid te groei. Om die wholesale kant van dit groot te kry, en die Malawi en dit loop mooi hand aan hand. So dis bietjie moeilik om die wholesale kant te groei, om die massa koffie uit te stoot as jy nie jou supply uitgesort het nie. So dis nou so 'n bietjie van 'n wieg om dit uit te figure. Maar dis goeie probleem om te hê. Ja. Maar hy steek nou baie weg. Hy praat nie oor CRC nie. Jy moet definitief vir ons meer uitbrei oor CRC. En jy het 'n trailer, maar ek weet nie, ek het iets gehoor dat jy hom al het om dit toegemaak. Maar die plaas is great. Ons meer. Ja, nee, ons gaan meer praat oor die plaas. Die plaas is maar waar die groot passie lê. Maar vir keeping it local, ons het 'n mobile trailer ook wat events doen en goed. Jy nou genoem het, ons het hom toegemaak so ruk terug, hy was op 'n plek gewees. Hy het nie gedoen wat ons wou gedoen het nie, die nommers het nie sin gemaak nie, toe het ons besluit om dit te stop vir nou. So as kyk, as ons nou weer 'n nice spot kry, sal ons hom weer oopmaak. Dan CRC jy genoem het, dit is my huis, my kerk nou al vir amper 15 jaar. Wow. En ons het nou seker so 3 of 4 maande terug het ons geleentheid gekry om daar 'n koffiewinkel oop te maak. Ek het dit saam met 'n vriend van my begin, wat ook baie betrokke is by die kerk en al furniture is in die kerk. So hy gaan lekker aan. Dis baie lekker. Daai is weer 'n bietjie meer ons moet maar close to home, omdat ek so involved is daar en al die mense al ken vir ewig en ek sou sê daai is bietjie meer 'n passion project
as besigheid, Ja. kan ek maar sê, ja. Okay. En nou gaan ons weer dit wat jy nou wil oor praat. Waar die passie Is die groenbone Ja. in die plaas. Ja, So hardloop ons nou, so jy het al die storie vir ons ook vertel. Maar hardloop nou van, hy weet dit nie. Maar hardloop die storie van hoe dit nou begin het. Soos Die plaas. Van die begin af, soos daai vriend van jou wat hulle was Ja. lang terug saam op skool in die Yes. koshuis. ja kyk die groot, kyk die behoefte was daar. Ja. Die behoefte is nog daar om, nie noodwendig om koffie in te voer nie, maar om consistency te kry. Ja. Teen 'n, ek wil sê 'n billike prys. Ja. Ons soek nie 'n goedkoop prys nie, dit moet Ja. net, dit moet billik wees, dit moet sin maak vir die besigheid hierdie kant, dit moet sin maak vir die boere daai kant. Ja. Soos dit is die, en ons het net gevoel mense betaal so baie vir iets wat nie die moeite werd is deur Ja. locally te koop by 'n klomp van die ouens nie. So dit was die behoefte. Toe so die hart was nog altyd daar om ons wou dit doen. En Ja. ek dink meeste koffieouens as jy vir hulle vra, sal hulle dit wil doen. En toe het ons soveel favour gehad met hoe dit gebeur het is, daar bel eendag 'n vriend van my nadat ons vir jare nie gepraat het nie. Ons was saam ons het klein groepe by die kerk gehad en hy's heel wat jonger as ek en hy's toe gaan swaat en ons het nog 'n bietjie kontak gehad op social media en goed, maar niks, nie elke dag gechat nie. Ja. En hy bel my toe nog uit die bloute uit en vra of ek nog 'n koffie is. Ek sê ja, hy sê okay, ons moet 'n koffie gereël met my chat oor iets. En weird op. Ek sê okay, sure. Dit sal lekker wees om jou weer te sien. Niks om te verloor nie. Nee. Ag en toe het ons maar begin by die koffie. Sien jy, hulle is betrokke op plase in Malawi, hulle het 'n myn daai kant. En hulle wil koffie begin swaai. Begin skuif om cashflow te help en 'n klomp sulke goed rondom dit. Ek kan nie te veel van hulle af goed weggee nie. En toe sê ek wel, kom ons draai dit. Might as well. En toe het ons klomp koffie aangekoop daai kant, ingevoer hierdie kant en van die groen begin verkoop. Ek het meeste van die produk self gebruik en weer verkoop as my wholesale produk, kan jy maar sê. So die klaar geroosterde finale produk Ja. in pakke. En great geweest. Ons was super impressed met die produk, die gehalte, die prys wat ons Ja. gekry het was regtig amazing geweest. So ja, daar's baie potensiaal in dit. Daar's Ja. baie die scope is groot. Ons het nou juist, ek het gister van die foon afgespring van 'n paar nuwe plase wat ons moontlik kan mee op partner. Fantasties, ja. So goeie goed in die pipeline, ja. Ja. Antwoord jou vraag. Ja, dit is Okay. Okay, Ek maar vergeet dit was die vraag. ja, okay, maar dit is okay. So verduidelik nou vir iemand soos ons hoe dit nou sal lyk as jy groenbone wil invoer. Ja, vir iemand wat nou 'n koffiewinkel het of jy weet nuuskierig is om bietjie meer die storie agter die koffie te hoor, die sustainable kant, hierdie plase wat se enigste inkomste partykeer is om hierdie koffie te verkoop. Of hulle maak ook nie soos wins uit dit uit. Ja. Partykeer, ja. Ja, So baie vertel van die plase, ek weet veral Afrika van wat ons hoor. Ek het al by 'n paar mense gehoor, dit is nie noodwendig so erg nie. Ander mense sê weer dis erger as wat ons dink. Ja. Maar die general gevoel wat mense kry oor die plaas is die ouens word verskriklik min betaal. Ja. Want dit is die stock exchange het 'n invloed op dit. Die regerings in Afrika het hulle Ja. vinger in die paai. Veral soos Ethiopië, weet ek die laaste 3 jaar sukkel verskriklik om hulle koffie te swaai want die regering bepaal die pryse en dit wat oorbly kry die boer maar. So dis 'n baie harde tipe boerdery. Dis nie soos Ja. macadamias wat jou profits dis deur die dak nie. Ja. Dis 'n heavy low, jou GP's is verskriklik laag op koffie. Ja. So dit is eintlik 'n baie unfair game. Ja. En dan verkoop van die ouens hulle koffie vir ten duurste Ja. en die boere sien nooit van die Exactly. geld nie. So ons hart is maar 'n bietjie om dit te verander. Om dit soos ek nou genoem het 'n sustainable boerdery te help met dit waar ons kan om 'n washing station op te sit, bietjie die infrastruktuur te verbeter, die ouens nie noodwendig van my kennis nie, maar ouens wat ek ken se kennis te implementeer op die plase Ja. om beter gehalte koffie te kan proses, verskillende processing methods te doen. Ja. Ja, en om self jou vraag te beantwoord om self koffie in te voer, ek het nie 'n klou nie. Eerlik maar. Ons leer nog so baie. Ja. Dis nou maar nog early days en Ja. ons het al soveel struikelblokke gehad met vervoer en met Ja. die produk wat nie op standaard is nie en. So ek dalk in ons volgende keer kan ek jou sê, vir nou figure ons dit maar nog uit. Ja, Ons wing dit maar hard. en vertel 'n bietjie vir
vir die mense jou eerste shipment wat gesteel was en toe afgebreek het in 'n bus. Ja, dit was fun. So ons het so, reg, dit was omtrent so ton en 'n half se koffie, wat ons half as 'n trial run gestuur het nadat ons die samples gekry het en was super happy met die samples. Ja. Ons stuur toe van die plaas af, sommer met 'n bus. Want dis goedkoper, ons dacht okay, is bietjie vinniger, jy weet, ons vertrou Afrika. Ja, man. Ja, dit moes maklik en lekker. Ja, ek moet nou mooi dink. Eerste bus het gebreek op die grens van Malawi en Mosambiek dink ek. So hy het van Malawi af, noorde Malawi af deurgekom, deur Mosambiek. Of nee, ekskuus, deur Zimbabwe, deur Mosambiek en toe daar in Nelspruit se grenspos ingekom. Eerste bus het gebreek op die grenspos. Toe na 'n paar dae se delay nuwe bus. Dus ons kyk, lekker. Toe breek die bus weer. Oh my Dus ons goodness. is okay, frak it guys. Iets moet verander. Ja. Toe terwyl die bus gebreek is, word die koffie gesteel. So sin kanners. Niemand weet waar se koffie nie, niemand kan vir ons sê nie. Ek bedoel dis nie 'n pakkie koffie wat net verdwyn het nie, dis sakke koffie. Nou sit jy hier in Suid-Afrika, kry net 'n oproep. Ja, Luister soos- jou koffies weg. Ons koffie is gone, ons weet nie waar dit is nie. Ek vra vir die ou, hoe weet julle nie waar dit is nie? Hulle weet nie. Dis al wat hulle vir my kan sê. Sjoe. Toe so dag wat daarna kry hulle die koffie iewers in die so paar 100 meter of kilometer van daar af. Net op 'n hoopie gegooi. Ek dink die ouens het besef, hulle weet nie wat dit is nie, weet nie wat om meer te doen nie. Los het toe net daar. Toe kom daar 'n trokkie, so one-tonner tipe van storie. Toe breek die chom se as. Dit was nou in Mosambiek gewees. Sjoe. Toe sit nou al, ek dink 'n week en 'n half vandat dit by ons moes wees. Toe die 4de poging, toe kom dan nog so 'n one-tonner trokkie of iets met 'n trailer en toe rol die trailer met al die koffie op. Ja. En toe wat ons dink vermoed gebeur het is hulle het daar was 'n paar ander produkte ook so sorghum en kidney beans en goed. So ons vermoed van die sakke het oopgeskeur en die ouens het toe net alles bymekaar gegooi. So van die koffies ons gekry het dit lyk soos 'n breakfast blend van ertjies en boontjies en koffie en klippe en ja, dit was nag geweest. Maar op 'n einde van die dag die koffie het by ons uitgekom. Ons het die skoon of die vuil sakke net Gelos. Das deel maar dit was maar vat hom op die ken en leer uit die foute uit en die res was daarom goed geweest. Die produk was amazing. Natuurlijk. So ja, dit is die groeipyne van kom ons doen dit self. Ja. Ja. En voordat ons hierdie storie gehoor het ons geroast en toe die koffie uitkom, toe ruik ons popcorn. En toe is ons so, wat gaan hier aan? Dis rooster koffie. Ons rooster koffie, maar dit kom uit as popcorn. En toe is al fisies mieliepit in die sakke gewees wat uitgekom het en dan is dit letterlik soos koffie flavored popcorn wat daar uitgekom het. Ja, die popcorn kry jy nogals in alle koffies, moet ek sê, maar ons het nogal baie gekry. Ek weet nie hoe, want daar's nie mielieplaas in naby, so ver as weet nie. So baie weird. Ja, ons het alles toe met die hand skoon gemaak en selfs mense ingekry in die dag net om help en koffie sort. Dit het ure en ure se tyd. Ek het een aand tot soos 2:00 die oggend sit voor die TV en koffie sort en mielies uithaal. Al hierdie moeite vir een koppie koffie. Bessie. Sure. En dit is wat mense nie verstaan. Dis die ding, ja. Daar word soveel ingesit van plaas af, van processing, die kennis wat daarin gaan, 4de, 5de generasie boere wat daai kennis oorgedra word. En as baie mense dan word dit pikswart geroust, hulle brand die rook uit die koffie uit en dan word Dis daar swart eintlik, ja. 5 lepels suiker by gegooi. Ja, so Extra hot. dit kom maar weer terug na education. Ja, super warm. Brand die melk. Ja, wat. ja. Ja, Wimpy koffie is beter as daai. Sure. So ja, dit kom maar net terug na dat ons land het, ons het die mark, education is die ding. Mense moet weet, hoekom betaal ons R500 per kilogram vir hierdie tipe koffie, of R5000 vir van die koffies per kilogram, want dis die processing, dis die input, dis die kennis daar agter, die hele chain, wat mense nie sien, ja. Presies. So nou gaan ons, wil ek sien baie uit vir die volgende afdeling, nou dat jy gepraat het oor jou Malawi koffie wat deur soveel mooi prosessies geloop het voordat dit hier uitgekom het. Ja. En ons gaan bietjie chat oor geloof en hoe ons geloof speel 'n groot rol in ons besigheid. Ja. En ek dink
jy definitief aan dit gegryp toe jou koffie deur sulke mooi prosessies geloop het. So hoe speel geloof jou 'n rol in Robin Chat? Nee, dis alles. Ek sou nooit op 'n cricket speel as dit nie vir, kom ons sê maar 'n ferm, soos woord van God wat gesê het, soos call it quits nie. Ek het besef die cricket het verskriklik baie tyd gevat. So ek nou nog met ons eerste seentjie is gebore. Dit is Saterdag heeldag op die veld, dis in die week oefen. En ek het 'n verskriklike addictive personality. As iets my gryp, is dit all in. En die cricket is nogal so, en soos alles in die lewe, as jy tyd insit, dan kry jy die resultate. En ek het goed gedoen as gevolg van die tyd wat ek ingesit het. En eendag Drakensberg gaan stap, en hy het net vir God gevra, soos, wat se kant toe, which way? En ek het dan net vir my soos net stryd gesê, call die cricket, call it quits. En direk daar, ek onthou, ek het na my coach gegaan by die Titans daai tyd, ek sal nou nie name noem en goed wie daai tyd was nie. En hy het soos die kontrak van neersit, hy soos toeteken vir volgende jaar. Ek soos sorry, ek kan nie. Hy het vir vrou oor die video gebel. Weet jy wie veel kontrak aangebied? Ek soos niemand, ek hou op Joel. En my uit mekaar uitgevloek en gesê ek is die stupidste ou op aarde en ja, net as gevolg van 'n besluit wat ek moes neem, want ek gevoel het in my hart ek moes. Ja, dis maar waar. En terug te kom na jou vraag toe. Dit is vir my alles. Ek sou dit nie gedoen het as dit nie gegrond was in my geloof nie. So dis nie noodwendig dat ek probeer om my values so goed af te dwing op mense nie. Dis meer vir my 'n ding, want ons wil oop wees vir enige geloof. En nie so acceptable vir dit nie. Maar om almal welkom te laat voel. Soos om te sê, hoorie, wat ook al jy glo, soos hier is 'n safe space. As jy in die shop wil kom, huil of lag of whatever it is, jy's welkom. Ongeag jou geloof. Maar dan deur hoe mense hanteer om jou geloof so oor te dra. Dis nie 'n geweer in die kop te druk teen turn or burn tipe storie nie. Maar laat ons dade en die values as 'n besigheid, hoe mense hanteer, behind the scenes goed. Ek glo tog dit het soveel kom ons sê langtermyn impak op mense se lewens, meer as net die ek's 'n Christen, check vir my, ek is soveel cooler as jy, of dit gaan nie vir my daaroor nie. Dis regtig om 'n mens probeer so ver as moontlik 'n voorbeeld te stel vir mense, gegrond in principles van die Bybel. So dis vir my alles. As dit nie vir dit was nie, sou ek nie in die koffie begin het nie, of nie voltyds nie at least. So nee, dit is vir my crucial. Ek dink definitief dat jy die besluit gemaak het met die Here wat vir jou lei, is die rede hoekom Robin Chat so suksesvol is. Definitief op die besigheid. Nee, verseker. So ek sê, ons het regtig soveel vywer met alles wat ons aanpak. Met die Malawi goed nou en met kliënte wat ons kry, wat net randomly by ons opdaag en vra, hoorie, hoe het julle wie vir jou vertel? Nee, hulle het net gevoel, hoorie, daai ouens. Daai vriend wat jou net so reg, nee, dit is regtig evident dat God se hand op die besigheid is. En ook alles rondom die besigheid, ook nie net besigheid spesifiek nie. Die verhoudings wat ons al daardeur gebou het, as ek dink aan die ons wat vir ons koffie import, Moseile van Sabores en Andrew hulle van Zuka, is amazing mense wat ek glo regtig sustainable verhoudings wat mense met hulle bou. So nee, dis vir my, dis die kern van die besigheid. Sonder dit sou dit sou nie begin het nie, dit sou nie goed gedoen het nie, dit sou nie gewees het waar het vandag was nie. En ek hou van jou wat jy gesê het oor die manier hoe jy dan mense hanteer, is dan hoe jy die geloof oordra. Want as 'n mens gaan kyk, soos as jy gaan kyk hoe Jesus op aarde geleef het, hy het nie net met gelowiges soos geloop en gepraat nie, verstaan, hy het letterlik op 'n tafel gesit met mense wat definitief geglo het in hom. En ek wil 'n bietjie chat daar oor wat Matthew 6:3 nou. Want soos, maar om vir jou nou konteks te gee, dit is 'n vers wat ek aan vasgeklou het van ek gered is. En ek het letterlik 'n hemp wat op staan en ek is nou baie spesifiek, ek het nie gedra vandag. Maar praat bietjie, ek voel so stupid, maar dit is wit, so die kamera alles is hier kwaad van hom. Kamera is so chat ek oor daai vers, en soos jy het gepraat van seed time en harvest. So gooi ou. Dit is bietjie hoor. So daai twee principles is dis al vir my, kom ons noem my twee core principles, waarop ek alles bou. Matthew 6:33 wat sê, seek first the kingdom of God and all will be added on to you. Dit sê vir my, as jy
na God se mense kyk, as jy na jou, alles wat vir God belangrik is, kom ons begin daar. Die Bybel sê, money is the least for God. Ja. So, as ons bou om geld te maak, is jy in die verkeerde, Ja. as dit, kom ons met jou primêre fokus is. Die Bybel is baie duidelik oor the love of money corrupts good. The love of money, dis waar die downfall kom van mense. So, as ons bou deur God se kingdom eers te soek, mense te help, mense gered te kry, ja, kom ons maar daai twee as die core goed van dit, dan sorg God vir ons in ons whatever needs, of dit nou geestelik is, fisies is, gesondheid is, financially is, die goed val in plek. En ek het al so evidently gesien, vandat ek kan onthou, ek het in 'n spirit-filled gesin groot geword, ek was geleer om te tithe, vandat ek net kon loop, tipe van, as my ma vir my R10 gee, en dan sê, okay, hierdie van dit word getithe. En vandat, so, dis wat ek ken, dis al wat ek ken, en ek weet net hoe God al soveel keer provide het, waar daar nie, ja, okay, so nou my taxi in 'n rou kry. Ja, soos julle kan sien, dis maar ja. Tref mooi. Ja, so ons het regtig 'n faithful God. Ja. En ja, soveel keer wat dinge nie moes uitwerk nie, Ja. wat dit net het. Ja. Hoe balanseer jy geloof, huwelik, twee seentjies groot maak en dan voeg 'n mens nou 'n reisdrie ook by? Sjoe. Dis nou vir jou vraag. Ek dink nie vir my is regtig 'n balans nie, maar meer 'n integration van die klomp. Ja. Dis goed, ja. Ek dink so, ja. Maar mens moet tog, jy moet goed beplan, tyd maak. Ja. En daar is nie altyd tyd nie. Ek sê jy het altyd tyd vir goed wat jy wil voor tyd hê. Exactly. Dit is of jy nou 'n CEO is van 'n Fortune 500 company of wat ook al, of jy nou net begin. Ek glo vas jy het tyd vir goed wat jy voor wil tyd hê. So dis maar net om prioriteite uit te wys en te besluit. Hoe groot is beplanning in jou daaglikse lewe? Nee, nie groot nie. Ek is 'n harde wing ou. Ek sal soos meetings en goed sal ek vooruit beplan en Ja, natuurlijk. ek het my kalender en op my foon en op die rekenaar en goed. Maar in terme van day to day goed, daar's baie goed wat ek weet moet gebeur, party dae en ek sal dit doen. En dan baie keer dan wing ek die res. So ek is nie 'n vreeslike hierdie uur moet ek dit doen en daai minuut dit. Ja, Sjoe, nee, dis interessant. Vergeet jy nie dan partykeer ietsiekie of Ek doen, maar ek moet sê nie baie nie. Daarom nie, ek dink nie so nie. Dalk het ek vergeet ek nou mis, maar ek dink daarom nie te wild nie. So ek sê die goed wat ek weet moet gebeur. Baie keer sal ek goed soos uitstel, soos my foon upgrade. Ek het nou van vertel het, soos vir 'n jaar al. Sulke goed wat daarom wat nie, dis belangrik, maar dis nie dringend nie. Tipe Ja. presies. goed wat ek weet moet gebeur, dit sal gebeur. So jy werk dan seker dan op 'n in jou kop nou oor soos prioriteitlys dan. Ja, so tipe Min of van iets, ja. Ja. So, Zander, kan jy vir my in een woord of selfs in 2 woorde verduidelik hoe jy die Pretoria koffie scene ervaar? Sure, asking the real questions. Hoe heb dit ervaar? Huidiglik. Subpar. Subpar, 'n woord. Ongelukkig, ek mag wel 'n paar mense kwaad maak, maar seker nie meer as wat ek al het nie. Ek weet jy gebruik baie die woord, daar's altyd potensiaal. Ja. Al met jou koffie, sal jy dieselfde sê vir Pretoria? Amper. Ek sal dit amper sê. Ek dink as ek Pretoria vat as 'n geheel, Ja. is dit vir my subpar, eintlik way below par oor die algemeen. Ja. So ek nou genoem het, daar is 'n paar ouens wat regtig goeie werk doen, so Saucery, die twee winkels wat Alicia het. Ja, daar was ouens wat regtig goeie koffie het, maar as jy dit vat in die general scene of things, not great. Soos ek drink nie koffie by ander plekke, noodwendig nie, leer maar rooibos teetjie stamp. Ja. Ongelukkig. Dit 'n red espresso. ja, Red Espresso loop sy tyd. Ja. 'n bietjie heuning. Veral as jy nou vergelyk met Johannesburg en die Kaap, dan sal ek definitief sê Pretoria, hulle is nog ons agter in die dinge. Ja, ek dink so, daar's tog ouens wat
wat ek nou aan dink, soos gegrondse of ouens Frederik, wat goeie koffies het, hulle het nie 'n vaste winkel nie. Ons van Culture Coffee het ook nou en dan lekker specialty. So daar is, jy moet net bietjie moeite doen om dit te kry. Ja. Ja, Alicia van Soos het amazing goed altyd. Ja. Ek dink die Joburg in die Kaap het dalk meer verskeidenheid Ja. van ouens wat dit doen. Ja, dis maar net anders. Dis maar net anders dink ek. Ek dink nie die een is nodig. Ja, leefstyl en die manier hoe hulle die koffie approach, hulle roasting style goed. Ek dink my ervaring is hulle cater bietjie meer vir jou oorseese palet tipe van. Ja, dis wat hulle is nie lief vir groot acidity nie. Ja. Hulle roast maar bietjie meer vir sweetness, bietjie ligter, maar bietjie meer sweetness probeer uitkry en complexity in plaas van acidity. Dis wat my ervaring met, weer is nie verkeerd of ons is reg of hulle is reg of whatever nie. Dis net, ek dink hulle cater maar meer vir die groep wat daar is. Ja, dis wat ek nou net wou sê, is dat soos hulle, jy gaan kyk altyd wat hulle reg kry met wat se mense daar bly. En soos Johannesburg en Kaapstad, daar's baie eerstens toeriste en hulle is meestal Engelse mense. Ja. En hulle is ook 'n ryker area, as ek dit so kan stel. Nie dat Pretoria nie ryk areas het nie, maar hulle ek dink 'n meer waardering vir specialty koffie of hierdie fynere tipe van dinge. Maar ek dink Pretoria. ook vir as jy kyk hoe lank hulle ouens al in die gang is, is soos ek dink nou aan Father Coffee, hulle het nou al, ek dink hulle is al 15 jaar in die gang of so, of 10 jaar nou, 10, 12 jaar daar rond dink ek. Dis lank. Dit gee jou baie tyd om in die community in te invest. So ek sê heeltemal saam met dit. Ek dink ook hulle het hard gewerk om dit te kry. So wat ouens soos Yellow Jacket en Cedar doen baie moeite om die mense te trek. Ja, van Truth weet ek, hulle sit baie moeite in om ouens te trek. Nie dat hulle specialty doen nie, maar hulle het mooi plekke, hulle doen moeite met jou as 'n kliënt. So ja, daar is verseker waarde of value daarin. Te sê daar is meer geld en ek dink dit is die realiteit. Maar ook weer daar's bietjie meer kennis agter die koffie in, voel ek. Ek probeer nou soos toe ons daar was definitief 'n duidelike golf van koffie gewees wat Pretoria getref het, want ek weet koffie was nie regtig 'n groot ding nie en toe jy weer sien staan elke Jan Trapp en sy maatjie maak 'n koffieplek oop. Maar ek dink dis wat Pretoria se specialty scene seer gemaak het, want almal het in koffie ingespring, maar niemand is gefokus op roasteries en hulle eie koffie en specialty koffie. Hulle almal het 'n koffieplek oopgemaak net om 'n koffieplek oop te maak en hulle koop bone aan en gebruik dit. Ja, ek dink baie mense kyk in of hulle sien koffie van buite af en dink dis heavy, idyllies en romanties en hulle besef nie die realiteit agter koffie nie. So ek weet van baie ouens wat koffie as 'n investment ding doen. En as jy nie bereid is om die tyd en effort in te sit nie, good luck. En ek dink ek het so die laaste 2 jaar so baie ouens gesien deure toe maak. Wat presies in daai bootjie geval het. Hulle het 'n paar rand gehad wat losgelê het en 'n wyntjie begin of 'n klein koffiespys gehuur en dit net nie gewerk nie. Soveel ouens. Ons het roasters verkoop het baie. So ja, dit kom maar weer vir my terug dat dit moet 'n passie wees in die eerste plek. En as jy dan bereid is om tyd en moeite in dit in te sit, dan kan 'n mens dit maak werk en jy kan 'n baie suksesvolle besigheid daarvan maak, maar dan moet jy bereid wees om te werk. Ja, en dit val neer op die punt wat ons gesê dat jy moenie aan gaan vir geld nie, want good luck as jy doen. Ja, dit is eintlik die passie wat jou dra. Want daar's definitief tye wat moeilik gaan. Ja, verseker, soos enigiets van. Ja. En dis passie wat jy dra. En ek dink ook ons in Pretoria sit met ons moet nou hierdie baie mooi trap fraseer. Soos ons sit met mense wat daai bitter jaag. Soos ons het nou koffie probeer verkoop aan iemand en hy het terugvoer gegee oor die koffie en hy het vir ons gesê dat dis die beste filter wat hy al gehad het. Maar die cappuccino lek die bitterheid en die koffie kom nie deur. Dis die helfte van die smaak het verdwyn terwyl dit as 'n cappuccino maak. Eerstens ons weet nie hoe hy dit gemaak het. Hy weet ons deel nie. Maar soos verstaan, ek dink ons sit met daai mentaliteit en dit is die moeilikste in Pretoria veral, want dit is daai mense, jy word groot met die koffie, jy word groot met Jacobs en daai Afrika koffies is is hoog acidity, laer in body. Dis 'n moeilike gap om te slaan. Is om 'n goeie koffie te hê vir filter, vir melk, vir espresso
Dis eintlik onmoontlik, dink ek, om die perfekte een te hê vir al drie. Vir al drie. Een van hulle gaan jy lek. As jy roast vir meer body, gaan jy bietjie bitterheid extract op jou filter, op een espresso. So dis moeilik. Ek het ook al baie as ek kliënte gekry. Julle en dan sê ek vir hulle, guys, dankie, ek waardeer julle tyd. Dis baie dat cheers. En ek het daar my ervaring was die ouens wat omgee oor hulle produk. Hulle doen moeite. Sal gaan 'n skaal koop, hoor wat se resepie gebruik jy op jou koffie. En hulle stiek op die einde van die dag. Maar ja, dit is baie waar. Ons kry ook kliënte wat nee, die koffie is nie sterk genoeg nie. En dan is dit eintlik, dit proe nie soos charcoal nie, so ons hou nie daarvan nie. Ja, Pretoria. Lekker. Maar soos dit is nou, ons gaan nou eerlik hieroor wees dat soos ons kan nie daar gaan 'n punt kom dat ons nie om dit kan loop nie. Dit moet geadresseer word. Koffie is nie eendimensioneel. En ek dink een ding wat ons nou eintlik baie aanraak is die barista wie jou koffie maak. Ja, die koffie wat jy kry is natuurlik baie belangrik. Maar die baristas, hulle is eintlik die in kommunikasie met jou kliënt, met die ou wat jou koffie koop. So, kan jy 'n bietjie vir my vertel hoe het jy jou baristas gekies en hoekom jy dink dit so belangrik is om hulle reg te kies? Sjoe, ek het al twee die wat ek nou al gehad het. So KG was eerste, ek weet nie of jy al om dit sê. KG het begin, hy het vir 'n ou gewerk wat ook so 'n mobile unit of storie gehad het. En toe maak ons die shop oop, toe vra ek of hy belangstel. Toe het ek een keer 'n event saam hom gedoen in die Ooste. Toe sê hy vir my, hy is op soek na permanente werk. Toe chat ek met die uit, sê ek, hoor ek kan ek hom maar vat, want die ou soek werk. Toe sê hy, shop. En toe baie training gedoen met die ou, moeite gedoen met hom, en hy het daai mens persoonlikheid. Kan met enigiemand praat, en hy is hierdie expressionistic ou. Hy's out there, en so albei was actually verwysings van KG was so, en Lucky wat nou by ons werk, selfs so uit van Sean van die Koop en Kafee het hom verwys. En so hy ken hom van die dae toe hy vir Kap en Kafee gewerk het, en hy's op soek na werk, en toe het hy gekom, ek het nog gechat, en so vinnig 'n interview gedoen. Maar dit is jou maak of breek in 'n winkel. Ek sê altyd vir hom, ek vat eerder 'n okay koffie wat goed gemaak is. Dat die ou weet, okay, dit is bietjie donker geroos, maar ons het 'n resepie wat werk vir hom. Hy trek sy shot op 'n skaal, hy brand nie sy melk nie. Ek vat eerder dit bo 'n vrek duur koffie en die ou wing dit net hard en hoop dit kom lekker uit. 100%. So jou barista maak of breek jou plek. Ek besef al hoe meer dat koffie gaan oor hoe jy mense maak voel en nie noodwendig oor wat hulle proe nie. Exactly. Dit was nogals ek het in die begin gedink, jy's ons specialty koffie, ons gaan tonne verkoop. Mense gaan dit love en dit is 'n goeie koffie. Dis die realiteit van dit. Nie omdat ek so voel nie, maar die data en evidence is om met te back. En dit was ongelukkig nie die storie nie. So jou barista maak of breek jou spasie. As jy 'n Noorse ou het, gaan jy kliënte verloor. As jy 'n ou het wat ek weet nie, daar's soveel faktore. Jy gaan dit mens moet slim kies. Jy moet betroubaar wees, hy moet met mense kan werk, hy moet passievol wees oor koffie, en om daai alles saam te kry is baie moeilik. Dis taaf. Ek dink dis ook een van die plekke waar Pretoria as 'n koffie eintlik kan groei. Is die barista se opvaring en hulle ek stem saam met jou. Ek dink meeste ouens het hulle training gekry jare terug deur dark roast, en jy moet daai knoppie druk en hom dan stop of nie stop nie, want die masjien doen nie werk vir jou. En dit is net nooit geupdate nie. So van koffie beweeg vorentoe, maar die training en education agter dit het net stil gestaan. So as 'n mens die baristas kan kry wat willing is, dat jy klaar, dink ek is jy 80% daar. Net om hulle bietjie te train. Dan kan dit werk. Maar ons is baie sit baie met ouens wat dink hulle weet alles. Dit doen nie. Weet nul. So dit is 'n realiteit. Ons sien dit met events wat ons doen, dan kom maar een ou om uit te help en sê, hey papi, hierdie ou eerder nie hier wees nie. Dit gebeur. Maar dan wat ons ook sien, veral in die specialty scene, is dat al die plekke investeer in hulle baristas en hulle almal compete en daai tipe van dinge. Dit is ook 'n moeë verskil. Wat ek van kommersieel af sal sien, is dis baie gefokus op die barista se opleiding. Dat hulle die nodige ervaring kan kry en die verbetering in hulle eie hulle eie skill set. Nee, dis crucial. Mens moet.
as jy vat vir enige werk, as jy nie iets het om voor te werk nie, Ja. gaan jy iewers Precies. ja, jy gaan belangstelling verloor, jy gaan nie jou skill wil verbeter Ja. nie. So ek dink die kompetisie sien is 'n lekker, ek wil nie sê incentive nie, maar dit is ook nie incentive nie. Ja. Maar dit sit 'n lekker vars lig, vars asem om te vang. Ek is baie lief vir die kompetisie sien omdat ek is verskriklik kompeteerend Ja. in alles. Ek haat verloor. So ek love die kompetisie sien. Dis my lekker om 'n bietjie daai competitive juices te laat aan die gang kry. Ja. En dit gee jou baie goeie geleentheid om mense ook te educate en jouself te educate. Ek het laas jaar 4 jaar, dis nog 4 jaar. So baie geleer uit die kompetisie uit wat ek vir die eerste keer compete het. Soos in dit was mal gewees. So ek dink is great. Ek wens net die kommersiële ouens wil bietjie meer in daai rigting gaan, nie so intens soos wendig nie. Al is dit 'n in-house kompetisie. Kyk wie kan die beste platte aard gooi of sulke tipe goed. Net bietjie die ouens challenge. En ek dink almal hulle raak so complacent. Ja, is moeilik. Dit is moeilik. Sê my, waar sien jy Robin Jet oor 5 tot 10 jaar? Assai. Harde klip te kou. Ek dink meer ek dink net soos influence ryk. Ek kry nou nie my of Afrikaans of Engels nie. Nou mengels ons maar. Jou presence. Ja, ek dink om weight te carry in die koffie scene. Ja. Ek weet nie presies waar nie. Ek weet nog nie of dit ek dink nie noodwendig by 'n koffie shop spesifiek nie. Ja. Maar ek sal graag die importing kant regtig wil groei om 'n verskil in die hele land se koffie op die einde van die dag te kan maak. Dis vir ons waar my hart op hierdie stadium lê, maar dit kan ook verander soos ons gaan. Ja, soos ek nou gepraat het oor die kompetisie sien, dis my great. Ek love die kompetisies. Ja. En ek dink ook jy kan deur daai soos ek wat nou vir die klomp ouens geroust het vir hierdie jaar. Daai het weer invloed op klomp ouens rondom hulle. Ja, so dis ook 'n manier om weer die overall experience en koffie beter te maak in ons land. Wel, die Malawi wat jy nou in vir die baie potensiaal. Ja, baie. So ek meen dit is nou 'n paar twee wasstasies probeer. Maar maak nie saak die koffie wat ons nou geroust het. Ja, dit proe soos blou besies. Ja, dit is amazing. So duidelik. En dit is 'n washed koffie. Ja. En soos ek dink en dit is nie specialty. Ja, dis tegnies is dit ungraded, maar dit wat 'n mens proe, sal ek sê is 'n specialty. Ja, Natuurlijk. Ja, ons sal ons dit deur 'n proper Q-grading gestoot en ek dink jy gaan verbaas wees. Maar ja, ek dink ook so. Nee, die produk is amazing. Dis regtig 'n goeie en vir iets wat net so basic geproses is, daar's baie potensiaal. En ek dink as jy hom 'n anaerobic natural gooi. Nou praat jy. Daar is baie potensiaal, soos jy sê. Jy sien uit vir daai lekker speel. Ja. So daar is nog 'n bladsy. Is dit? Alright. So, net nog twee vragies oor specialty koffie nou juis. Kom ons sê, jy skakel nou in hier by Ramkat Radio en specialty koffie is vir jou iets wat jy nog nooit van gehoor het nie, jy weet nie wat aangaan nie, jy weet nie waar om te begin nie. Wat sal jy vir iemand soos dit sê? Sê of voorstel? Voorstel, sê, raad gee? Kyk, dis 'n mense moet baie fyn trap met dit, want gee jy vir 'n ou 'n koffie wat nie noodwendig vir sy palet is nie, verloor jy hom vir ewig. So mense moet eerstens weet hoe om 'n ou se palet te kan analiseer. Ja. Drink hy melk, nie melk nie, sterk, nie sterk. En dan volgens dit 'n koffie kies. Meeste van die ouens weet ek, jy kan begin met 'n specialty maar met melk. Ja. Hy's natuurlik soeter, is half jy ease om so in specialty in. En as jy ou 'n bietjie van 'n palet het, maak filter. Ek sou nie don't even touch espresso. Ja, nee. Raw vir meeste mense. So ja, lekker filtertjie, of 'n flat white of 'n cappuccino of so iets. It goes a long way. En dan weer te educate. Dus hoekom hierdie koffie so proe? Is die processing, die varietal, die plaas, wat ook al in hom ingaan en die recipe wat jy op hom trek. Dis nie net 'n koffie gechuck deur 'n roaster, pikswart en dan gaan ons nie. Dis ja, so dis weer kom weer terug by education vir my. Ja, maar ook met daai education ons het ook al gesien dat jy moet oppas om hulle nie te overwhelm nie. Ja, Want soos as ek 'n kliënt stuur Theo toe en daar ek weet nie Theo het soveel kennis en ek voel ek weet nie meer te stel nie. Maar Theo sou nie offense vat. Ja, dis net soos nee, soos ons gaan hom ook nie op hê, maar soos jy
Hy het ons overwhelmed met soveel Ja, ek onthou, kyk, ons almal het daai eerste, ek wil sê encounter gehad met specialty koffie wat jy daar sit in. Sure. Ek weet niks. Soos ons almal het daar gehad. En ek het met hom al 'n paar keer dat ek net daar sit en dink, oh my word, ek weet niks. So ja, maar dit is baie waar wat jy sê. Jy wil mense genoeg kan gee om te laat hulle besef ook uit dis hoekom die koffie beter is, sonder om dit hierdie overwhelming info overhoud te maak. Ja, mense, wag, dink maar jy met jou kliënt in daai oomblik moet jy ook kan check hoe hulle dit aanvaar. En dit is wat specialty so great maak, want dit raak 'n persoonlike. Yes. Presies. En dit is wat mense eintlik meer intrek in jou plek of net nie noodwendig jou plekkie, maar in specialty in. Want dis daai persoonlike ding. Want dit is ultimately wat koffie is, dit is persoonlik. Ja. Jy sien jou vriend vir so lank nie, wat doen jy drink 'n koffie saam? Jy gaan nie, okay, daar's mense wat gaan vir 'n bier, maar koffie is die mees algemene ding wat jy doen om op te vang. Dit is 'n persoonlike ding. Ja, dis so barista so belangrik is ook. Jy sien, kom weer terug na daai. Ja, soos sê daar's die produk is so goed om dit net 'n one size fits all te maak. Jy doen niemand justice, nie die kliënt nie jouself as die verskaffer nie jou produk nie die boer as jy dit nou moet vertrek toe nie. So ja, dit kom weer eens terug na education toe. Dis om jouself so clued up te kry om jou produk oor te dra in 'n manier wat wat die woord, dat hulle dit kan ervaar, maar nie overwhelming kan maak nie. En dan as hulle dit like, baie mense hou van seker super tegniese goed, soos go for it, gaan mal amino acids en dit wat bind en die bind nie en verskillende waters en soos jy can go down the road. Jy kan dan, Maar meeste mense, ek dink as jy soos varietals gee, processing verduidelik, soos dis wat washed koffie beteken, of natural, of iets, dis soos klaar vir hulle, oh my word, proe dit. Dis klaar beter, En jy kort net soos, jy moet net daai saadjie plant wel, en die res soos dan ontplof daai ding. Dis wat koffie lekker maak, as die produk kan vir homself praat. As jy moet hom net bietjie kan bestuur. Jy het nou so geraak aan 'n pik swart koffie. Ek wil eintlik by jou hoor, nee. Antwoord is nee. Jy het so rukkie terug vir ons toe ons vir jou 'n vraagie vra van die tipe koffie wat jou persoonlikheid die beste verteenwoordig. So jy asseblief vir jou antwoord gee. Maar ook verduidelik. 'n pragtige verduideliking. Ja, so ek het gesê dark roast. Dis eintlik maar net, ek dink julle het nou al baie sien, as ek mense goed leer ken of gemaklik raak ek verskriklik, ek sal nie sê buiterig nie, maar ek weet nie wat jy staan jou grond. Ja, dit ook, maar soos, ek sal dan grappies maak en restaurant gee, en die banter, en het kom seker maar daarop neer. Maar dis 'n goeie, ek sê vir al my vriende en klomp van hulle na my kant toe ook weer, as ons op mekaar crap gee, is daar fout. Soos dit is, dink dis soos ek sal almal wat ek goed ken hierdie dag, iewers sal ek jou iets tune hierdie dag, en dis kom baie uit liefde uit, en so dit is maar wat gedruk het na die dark roast. Die dark roast. Dis jou persoonlikheid, mens wil dit nie drink nie. Jy sien, bly weg van die liquid af. Dis not goed. Ja, en dan, ons is hier op ons laaste vraagie. Ek dink ons almal is baie nuuskierig. Ek het gewag vir. hierdie Malawi tronk storie, nee, kan jy asseblief bietjie ek het geweet hy kom. Wanneer was dit? 2007. Is julle toe al gebore? Ja. So. Ek is daai dark roast. Kom nou. Tref hy so daai bitterheid. Ek dink ek was graad 7 of so iets, 12, 13. Dis ons Malawi toe besending toer. En ons is toe daar eendag en hoogs verveeld en ons het toe in sulke genoem maar stadte, soos hulle huisies en goed gebly. Daar's niks nie. Daar's so min as wat jy kry, dit is wat daar is. En ons vat toe balle saam, ons gaan met die kids se Joel en besig te hou as deel van die uitreik. En iewers het ons begin, sommige kinders begin Joel en sokkerbal en tennisbal gooi en ek kan nie lekker wat is, dis ook nog jare terug. Maar iewers toe ek dink wat gebeur het is, ons moes toe gaan eet tyd of so iets, en ons vat die balle, en sê toe, okay, cheers boys, en een van die kinders begin toe klippe gooi na ons kant, en hulle wil op Joel. En hierdie perd wat cricket speel, soos ek gaan nie dit vat nie. Yes, maar ek steek waar in. En ek kan nou gooi die een laaitie so op sy voorkop. Soos so middel soos wat jy kry. Maar dit is redelik eentjie, en ek dink toe nie, iemand kan nie raak wees. Yes, ons is hier in volgende kom ons net blou ligte hier buite die huisie.
trek die polisie daar in, hierdie klein seentjie met sy pa en die bloed loop so oor die gesig en ja, toe sê hulle nie, ons is nou serieus moeilikheid. En my ouers was nie eers saam nie. Daar was daarom van ons huisvriende, die oom was saam, die oom Jan. En daar is ons al in die vangwa en hier op pad rond. Toe het hulle daarom mee goed uitgerig gekry dat ons nie die aand daarvoor gebly het nie. Maar jy kan dink 'n 12, 13-jarige laaitie agter in die vangwa. Dit was flippend scary. So ja, dit is die langste rekord op 'n sendingtoer. En dis hoekom dat jy cricket opgehou het. Ja, ek het opgehou. Die PTSD van dit kry ja. Elke keer as jy daai bal gooi. Maar nou, jy was nie tronk in Malawi, maar nou vir die koffie het Malawi. Jy sien, dis nou so full circle. Ek moet nou weer teruggeef wat ek gevat het. Teruggeef vir die community. Ja, jy sien. Ja, die ironie. Ja, wel, dit was nou ons laaste vragie geweest. Ja. Ja. So. Ja, dankie vir julle. Ja, dankie dat jy gejoin het. Dit is Lekker om julle te chat. En ja,